Jesaja 11 vers 2 oopmaak, Jesaja 11 vers 2. Julle is ook welkom om die Bybels in die banke te gebruik, Jesaja 11 vers 2 asseblief. Jesaja 11 vers 2. As jy in die Nuwe Testament gaan soek, gaan jy nie kry nie. Jesaja 11 vers 2. Voordat ons lees, kom ons sluit net die oop en dan nader ons die Here. Vader, ons kom vanoggend as u kinders hier by mekaar te weer. Vader, waar ons volgende naweek Paasfees gaan vier en ook sodoende u seun se kruisiging, se lewe en ook opstanding weer. Vader, mag vandag dan dien as 'n voorbereiding van die hart. Mag u ons denke, ons oë en ons harte weer rig op dit waartoe u ons geroep het. En Vader, dit is om u seun se voorbeeld te volg. Maar Vader, in dit vind ons onsself ook baie ongehoorsaam. En Vader, mag u vanoggend ons bemoedig. Mag u ons vanoggend versterk. En mag u ook vanoggend ons oor die lang lewe vorm. Sodat ons met u woord se leiding en deur u gees se leiding ook weer op 'n vernuwe manier u werk sal doen in hierdie wêreld. Vader, mag vanoggend se tema waar ons praat oor u gees, mag u verborgenhede en geheimenisse van u gees aan ons openbaar. En Vader, mag dit deel word van ons lewens, sodat ons sal besef dat alleen die wat wandel in die gees kinders is van u. Maar Vader, op hierdie vreemde konsep van die Heilige Gees, Vader, mag u ons vernuwe, mag u woord ons herskep, verander en ook sodoende volgens u seun herskep weer. Vader, ek vra dat u ons harte en ons denke sal sluit vir die besige wêreld daar buite en dat ons net sal fokus op u woord, u wil en ook op u seun. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Soos ons vanoggend lees uit Jesaja 11 vers 2, lees ek uit die ou vertaling uit en vers 2 sê vir ons die volgende. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Net tot sover asseblief. En soos julle weet, is ons tans besig met 'n nuwe reeks wat handel oor ons nuwe geloofsbelijdenis wat ons ook onderskryf het as 'n gemeente van JWK SA. En ons trek dan ook by preek nommer 4 in hierdie reeks met 'n nuwe tema wat handel oor die drie-enige God. En ons gaan vanoggend dit so 'n bietjie anders doen. Gewoonlik begin jy by God die Vader en beweeg jy na God die Seun en dan beweeg jy na die Heilige Gees. Maar ons gaan vanoggend fokus op die Heilige Gees, die geskenk wat vir ons gegee is. En sodoende ons harte en ons denke voorberei vir die Paasnaweek wat voorlê, waar ons op Christus gaan fokus. En dan daarna, die Sondag daarna, sal ons fokus op die Vader self. Maar ek hoop deur hierdie tema van vanoggend en ook deur die preek sal ons vernuwe word in die waarhede wat handel oor die Gees. En een ding wat ek agtergekom het, vandat ek 'n predikant is dat die Gees van God vir ons 'n baie vreemde konsep is. Omrede ons in 'n kultuur groot geword het waar ons nie praat oor geestelike dinge nie. Ons het in kerke groot geword waar ons kan eintlik maar sê geestelik dood was. En sodoende alle konsepte wat handel oor wandel in die Gees, volg die Heilige Gees se leiding, vir ons baie keer vreemd is en 'n onsekerheid en 'n verwarring skep in ons eie denke van wat dit werklik beteken. En sodoende glo ek en dis my gebed vanoggend dat ons vernuwe sal raak in hierdie aspek, dat die Here vir ons
vernuwe in die waarhede van sy woord. En ook dat ons 'n dieper verstaan sal verkry van God wat in ons woon. Want is eintlik so hartseer om daaraan te dink, dat ons besef dat God in Christus in die hemel is, maar die persent wat vir ons gegee is, die belofte van wat die Heilige Gees self is, verstaan ons nie. Wat is sy werke? Hoe hy werk in ons? Ook hoe moet ons sy leiding volg? So voordat ons vanoggend by ons hoofteksgedeelte gaan begin, wil ek so 'n paar aspekte van die Heilige Gees met julle deel. En die eerste een is dat die Gees deel is van die drie-enige God en God self is. En ons sien dit in 2 Korintiërs 6 vers 16 wat vir ons die waarheid sê. Dit sê of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. En wat vir my so mooi is, as ons kyk na hierdie gedeelte, is die Gees self God en sodoende moet ons hom met groot respek hanteer en ook ons denke vernuwe oor wat dit beteken dat God in ons woon. Dan die tweede aspek is dat die Gees van God self ewig is. Hebreërs 9 vers 14 sê vir ons, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En dit praat van die ewige Gees. So ons kan dan eintlik ook sê dat die drie-enige God, al was Christus eintlik aan ons geopenbaar in die Nuwe Testament en die Gees ook eintlik, was die drie-eenheid nog altyd die drie-eenheid. En wat so moeilik is met hierdie aspekte wat veral gekonnekteer word aan 'n goddelikheid, is dat ons dit nie kan begryp, verstaan of verduidelik ten volle nie. Want ek weet nie van julle nie, maar as ek 'n God kon verstaan het, is dit nie 'n God wat ek wil dien. As sy goddelikheid so klein was dat ek met my dwaasheid dit kon begryp het in totaliteit, is hy ook nie waardig om God te wees. Maar as ons kyk na die term ewigheid, is dit 'n baie moeilike term om ook te begryp. Want ons weet, die ewigheid beteken jy lewe buite tyd. Dit beteken dat tyd is nie gebonde aan jou nie. Dat môre, vandag en gister op dieselfde tyd kan gebeur. En as ons eers ons denke so begin roteer om hierdie konsepte, raak ons vinnig te mekaar. Maar die woord maak dit vir ons duidelik dat die Gees van God al van die begin van die skepping af daar was ook. In Genesis sien ons dit, in Genesis 1 vers 2 wat sê, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldsvloed, en die Gees van God het gesweef oor die waters. Nou Genesis 1 vers 1 sê vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Nou wat interessant is, ek deel dit maar net met julle, is dat dit is die drie dinge waaruit alles bestaan. Ons leer dit in skynat op skool. Dit is tyd, materie en ruimte. In die begin het God tyd geskep, die hemel, ruimte en die aarde, materie. En daai drie dinge moet op dieselfde tyd in existence gebring word, soos die Engels sal sê. Tyd kan nie bestaan sonder materie en ook nie sonder ruimte. Materie kan nie bestaan sonder ruimte of tyd. En sodoende kan ons sê dat tyd geskep was omrede God iets geskep het. Maar God lewe nog altyd saam met sy Seun en saam met sy Gees in 'n ewigheid. Ons kan dan sê omrede die Gees self God is, dis dat elke ding wat in God se of aspek wat aan God se goddelikheid gekonnekteer word, kan ons ook dan indirek konnekteer aan die Gees van God. Maar dan moet ons ook op 'n punt kom om te sê, as die Gees van God self God is, wat maak die Gees dan werklik anders? En om die vraag te beantwoord, moet ons besef dat elke persoon in die drie-enige God, al is hulle self God, het hulle eie funksie en ook sodoende hulle eie werk om te verrig as God self. En ek dink dis die beste verduideliking van elke persoon in die drie-eenheid. Ons gaan volgende week fokus op wat was Christus se funksie en sy werk. En dit was om mens te word en gekruisig te word vir ons sondes. En dan natuurlik God die Vader se is om bo almal te wees
en hy het homself geopenbaar aan ons deur sy woord, deur die profete in die Ou Testament, soos wat ons die eerste Sondag gepreek het in die reeks oor die woord van God, en dan deur ons seun geopenbaar het in die Nuwe Testament. En dit was God se werk in daai aspek, die skepping. Al het hy deur sy seun alles geskep, God was die alvader, soos die Engels wil sê, van alles. Maar dan, wat is spesifiek die funksie van die Gees? En Openbaring 1 vers 4 sê ons vir ons dan die volgende oor hierdie aspek. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Nou hier is 'n baie interessante vers, want Johannes verwys na die 7 geeste wat voor God se troon is. Maar dit is eintlik net simbolies neergepen, verwysend na die Heilige Gees en wat verwys na sy volmaaktheid en heiligheid. Want 7 volgens die Bybel is 'n heilige nommer en verwys na volmaaktheid. Maar dan kan ons ook sê dat ons hoofteksgedeelte verduidelik vir ons 7 aspekte van die Gees om die Gees beter te verstaan. Dit sê eerstens vir ons die Gees van die Here, nommer 1, die Gees van wysheid, nommer 2, die Gees van verstand, nommer 3, die Gees van raad, nommer 4, die Gees van sterkte, nommer 5, die Gees van kennis, nommer 6, en die Gees van die vrees van die Here is nommer 7. En sodoende verduidelik dit eintlik vir ons wat die Gees bewerkstellig in elke mens waarin hy woon. Dat hierdie kenmerke wortel skiet in elke weergebore gelowige en ook sodoende deur die Gees beïnvloed word om hierdie aspekte te gebruik volgens die wil van die Here. Maar dan kan ons kyk na die werke van die Gees oor die Bybelse tydlyn in verskillende mense. En wat vir my interessant is, die Nuwe Testament praat natuurlik baie meer oor die Gees, want die Gees was uitgestort op die aarde en ook sodoende het elkeen wat glo in Christus hom ontvang. Maar die Gees het gewerk in die Ou Testament ook, in 'n ander aspek. Die Gees het in elke skrywer van die woord gewerk. Die Gees het hulle gelei en geïnspireer om die woord van God te skryf sonder fout en sonder enige teenstrydighede. En ons lees van dit in 2 Petrus 1 vers 20 tot 21 wat vir ons die volgende sê: terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Maar dit is nie net die profesie wat deur die Gees neergepen was, wat gewerk het in mense nie, maar die hele skrif in sy totaliteit. En ons lees van dit in 2 Timoteus 3 vers 16, wat sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerligging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Maar dan kan ons ook sê in die Ou Testament sien ons elke keer dat God een persoon uit die volk kies om hulle te lei. En met net daai 1% of daai een persoon, het die Gees gewerk. Maar dit was 'n anderste werking, dit was nie 'n vervulling nie. Want Christus was nog nie gekruisig, maar hy het gewerk deur hom en in hom, maar nie as 'n permanente inwoner van sy siel of van sy hart. En sodoende kan ons dan aanbeweeg en die volgende vraag vra: maar wat doen die Gees van God in die moderne wêreld? Van die woord is klaar geskryf, julle stem saam met. Omtrent 2000 jaar terug het die laaste apostels gesterf, wat Petrus en Johannes en Paulus was, wat die woord geskryf het in die Nuwe Testament, die laaste gedeelte. Maar hoe werk die Gees dan vandag in ons lewens? Eerstens kan ons dan sê dat oorspronklik in elke een van ons se lewens, of dit nou 50 jaar terug was, 10 jaar terug, 'n maand terug, het die Gees van God geklop in jou hart, aan die deur van jou hart. Openbaring 3 vers 20 sê dit vir ons en dit sê: kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Nou natuurlik, Johannes pen hierdie neer en dit is Christus wat dit sê, maar wat so mooi is
is dat dit die Gees is wat dit doen. En indirek sê Johannes vir ons dat die Gees van God Christus se Gees ook is. En ons sien hierdie waarheid waar Paulus skryf in Romeine 8 vers 9, waar hy verwys na die Heilige Gees as God se Gees, maar ook as Christus se Gees. En hy sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. So eerstens God se Gees. En dan gaan hy aan en hy sê, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So daar's 'n duidelike verwysing dat die Heilige Gees nie net God se Gees is nie, maar Christus se ook. En dis hoekom dis asof Christus in ons harte klop by die deur en vra om in te kom, sodat ons hom kan nooi om saam met hom te eet. En dan kan ons tweedens volgens Romeine 8 vers 9 sê, dat die Gees dien as 'n merk van wedergeboorte en ook sodoende van redding. En mense, ek hoop julle begin nou agterkom, soos dat ons in eenvoud na die Gees kyk, dat as jy nie die Gees het nie, het jy nie 'n redding of 'n Christus nie. As jy nie die Gees het nie, het jy nie vir God nie. Want Romeine 8 sê, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. En dan kan ons sê, die volgende werk van die Gees is, die Gees oortuig ons van ons eie sondes. Nou, dis gewoonlik 'n konsep wat ons nie mooi besef en verstaan nie. Ek weet almal wat by die Bybelstudie op was, het ek al die oefening mee gedoen om jou oë toe te maak en vir die Here te vra, wys my wat se sondes het ek vandag gedoen. En dan getuig of klaar die Gees van God jou aan, wat in jou woon. Nee, dis heel eenvoudig, want as die Gees ons oortuig van ons sondes, by eerstens redding, doen hy dit natuurlik die res van ons lewens op. Johannes 16 vers 18 tot 11 sê hierdie vir ons, deur te sê, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. En mense, ek hoop julle begin al meer raak sien die wonderbaarlike gawe en geskenk wat ons ontvang het as gelowiges. Dat dit nie eintlik jou gewete is wat jou pla nie, maar die Gees wat jou aanspreek. En sodoende kan ons sê, dit is wat dit beteken om te wandel in die Gees en om gelei te word deur die Gees. Maar dan moet ons op hierdie punt 'n vraag vra en vra of is ons volwasse in die Gees? En ek dink die antwoord is nee. Ons ken nie die Gees nie. Dis 'n vreemde konsep. En dit is hoekom die woord vir ons sê, dat tot die geloof wat jy tans het, om aan Christus vas te hou, aan die beloftes van die woord, kom van die Gees van God. Dat dit nie 'n mensgemaakte geloof is nie. En dis hoekom die wat mensgemaakte geloof het, sal hulle ware klere wys op die stadium, sal nie vrug dra nie, en is bokke tussen die skape. En sal eendag voor die Here staan en hulle gaan sê, Here, Here, en die Here gaan sê, maar ek ken jou nie, want ek het nie in jou gewoon nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, of jy my verkondig het, of jy goeie dade gedoen het. 'n daad bring jou nie in die koninkryk van die hemel nie. Alleenlik, as ek in jou woon, kom jy in die koninkryk van die hemel. En ek wil vanoggend dan die vraag vra, hoe oplettend is jy dat die Gees van God in jou woon? Want ek glo dit is 'n goeie vraag om te vra. Want God is in die hemel, Christus is tans in die hemel, Christus sit langs God op die troon, verheug bo elke naam. En dis die Gees wat by ons is. Maar hoe oplettend is ons dat die Gees in ons woon? 1 Korintiërs 12 vers 13 praat oor hierdie geloof wat ons verkry en hoor hoe pen die skrywer dit neer. Dit sê, daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking doen. So niks slegs van Christus te sê. Maar dan gaan hy aan en sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. So wat doen die Gees? Die Gees gee vir jou alles wat jy nodig het om aan die Here vas te hou. Dit gee vir jou die geloof, die goddelike geloof. En dis hoekom die woord sê,
As jy eers in God se hand is, kan niks of niemand jou daar uithaal nie, behalwe jy jouself, glo ons. En dan kan ons sê daarna, tot die gawes wat ons moet gebruik in die koninkryk van die hemel, wat nie net die kerk is nie, maar die wêreld is, kom van die Gees af. 1 Korintiërs 12 vers 18 tot 11 gaan dan aan en sê, gaan dan aan en sê, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan die ander 'n woord van kennis, vanweë dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeid van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitlegging van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. So hierdie gedeelte sê vir ons dat die Gees die gawes uitdeel, want dit is sy gawes. Die Gees deel geloof uit, want dit is sy geloof, God se geloof, 'n goddelike geloof. En mense, getuig jou geloof vanoggend dat dit goddelik is. Of elke keer wanneer dit moeilik gaan en swaar gaan, en wanneer dit donker is, dan toon jy 'n gebroke wêreld se geloof. Want is dit nie die skeiding tussen bok en skaap nie? Gemeente, die Gees is ons kompas, die woord is ons gids of ons kaart. Soos die ou mense gery het, met die kaart, die vrou wat die kaart lees, en die man wat ry, en dan is altyd die vrou se skuld. As jy verkeerd afdraai ergens, nee, dan sy lees die kaart, en dan as jy agterkom en jy stop, het sy die hele tyd die kaart onderste bo gehou. Maar die Gees lei ons om die kaart van die woord wat voor julle is, te verstaan en ook sodoende uit te leef. Nou wat my hartseer is dat ons nie Bybelkennis het. Jy verkry nie Bybelkennis deur teologie nie. Jy verkry Bybelkennis deur die leiding van die Gees. Die woord sê vir ons, hy is ons leermeester. Ons kort eintlik niemand anders te doen, want hy leer ons. Hy maak dit vas in ons. En dan sê die woord vir ons, en ons moet dit besef, dat ons moet wandel in die Gees en groei in die Gees. En wat dit eintlik beteken om te wandel in die Gees, dit beteken om gelei te word deur die Gees. En wie sit hier vanoggend wat voel hulle word gelei deur die Gees? Dis 'n vreemde vraag, né? Wanneer laas het iemand vir jou gevra, mevrou of meneer, word jy gelei deur die Gees van God wat in jou woon? En dan kan ons miskien sê, dis nou ook vreemd. Maar mense, is dit nie tog wat moet gebeur volgens die woord nie? Want God leef in jou. Hoe lei hy jou? En is dit nie hartseer vra om te vra vir gelowiges wat al vir jare in die kerk is? Hoe lei die Gees jou? Hoe werk dit? Niemand kan ooit vir jou verduidelik wat wandel in die Gees beteken. Maar Romeine 8 vers 14 gee vir ons hoop en 'n waarskuwing dat net die wat wandel in die Gees, net die wat gelei word deur die Gees, kinders is van die Here. En dit sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En mense, dit is nie 'n sewende gawe of iets wat jy het, 'n stemmetjie wat met jou praat nie. God leef in jou, dis nie 'n stemmetjie wat met jou praat nie. Die almagtige Vader, die Seun wat gekruisig is vir jou, praat met jou, spreek jou aan, motiveer jou. Maar nou kan ons weer die vraag vra, wat maak jy met dit? Draai jy dit op aan die Here, hierdie sondes wat hy aankla, verander jy, of spoeg jy op die kruis elke keer? Is dit nie wat gebeur nie? Elke keer wat die Gees jou aanspreek, en jy los nie daai sonde, spoeg jy nie net op die kruis op Christus, die ou wat ons sê ons so aanpashou en voor sal sterf, spoeg jy op. En dis 'n waarheid. Is dit nie so nie? Dink julle Christus was gekruisig aan die kruis, sodat Pieter wat hier voor staan, elke sekonde van elke dag dieselfde sonde moet doen? Of was hy gekruisig, sodat die sonde gebreek moet wees in my lewe? Die ketTINGs afvallig te wees, om die dinge van die verlede agter te laat. Is dit nie hoekom Paulus skryf, dat die ou mens is dood? Jy is dood
leef voort in die sonde. Maar dan kan ons nou 'n baie positiewe vraag vra. Ek dink dit is belangrik. Hoe doen ons dit? Hoe begin ons in die Gees wandel? Hoe begin ons die leiding van die Gees volg? En ek dink dit is vrae wat miskien in julle harte voorkom. Ek wil nie net aangespreek word nie, maar gee vir my leiding. Wat sê die woord? Hoe moet ek nou wandel in die Gees? In Galasiërs 5 vers 16 tot 18 gee ons 'n leidraad en 'n antwoord op dit. En dit sê, maar ek sê wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle sal teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Is dit nie wat Paulus ook skryf nie? Ek doen wat ek wil, maar ek doen nie wat ek nie wil nie. Verwysend na die vlees en die Gees. Maar dan gaan vers 18 aan en sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. So wat sê dit vir ons? Dit sê in eenvoud vir ons dat as ons gehoorsaamheid toon teenoor wat? Die woord, deur die hulp van die Gees, wandel ons in die Gees. Want volgens die gedeeltes wat ons vandag hanteer het, is dit moontlik om die woord toe te pas as die Gees nie in jou woon nie? Nee. Dan is ons soos daai fariseërs en skrifgeleerdes wat die woord ken, maar dit nie toepas in die hart nie. Wie se grafte wit en mooi van buitekant af kan wees, maar wat vrot binnekant is. Maar prakties wil ek dan ook met julle deel dat waar dit begin. En ek het dit al oor en oor gesê, maar asseblief hou daaraan vas. As jy sukkel, en elke een van ons staan skuldig vanoggend dat ons sukkel met sonde, ek inclusief. En die woord sê vir ons, begin by die klein dinge, by die eenvoudige dinge. Dit is hoekom die woord verwys na babas in die geloof. Mense weet 'n baba wat goed is vir hom. As ons nou hierso 100 babatjies hier neersit op die mat, en ons gooi albasters, klein mannetjies, en klomp goedjies wat hulle in hulle monde kan sit, gaan die babatjie sê, nee, ek sit dit nie in my mond. Of gaan hy dit optel in sy mond sit? Hy gaan dit optel in sy mond sit. Nee, as jy miskien plakkies gedraai het, sal jy jou toon kom sê. Nee, ons weet nie. Maar dit is hoe ons tans wandel. As babatjies wat nie weet wat is reg vir nie. Dit is hoekom ons gemeentes lyk so. Dis hoekom ons persoonlike verhouding met die Here lyk so. Mense, dis nie meer goed genoeg om kerk toe te kom en te sê ek is 'n gelowige. Dis nie meer goed genoeg om een keer 'n week te bid en dan is dit miskien vir 5 minute of minder, of een keer 'n maand te bid in jou eie persoonlike lewe en sê dit is goed genoeg. Want dan is jy 'n babatjie wat al baster het in jou mond, wat 10 al 'n baster ingesluk het, jare terug. En wat sodoende agteruit beweeg en nie groei in die geloof nie. Die woord sê vir ons, wat voer ons vir babas? Melk. Wat voer ons vir volwasse vleis? En die ding is wat vir my interessant is in die geloof, almal wil fokus op die moeilike dinge. Openbaring, die eindtyd, die diere. Almal wil daai dinge verstaan, maar daar's so min mense wat weet hoe om te bid. So min mense wat die woord kan vat en oopmaak en lees en vir iemand anders kan verduidelik wat die dieper betekenis. Maar ons wil weet, stry oor die eindtyd. Of is daar 'n wegraping, nie 'n wegraping nie? Is daar 'n hel of nie 'n hel nie? Ja, dis interessant dat mense dis nie groei. Groei is om te groei in die kruis, om te groei in die Gees en wat dit beteken vir jou. Dit is wat ware geloof is. Mense deur dit te doen, en dit is nou so mooi. Deur gehoorsaamheid te toon aan die klein dinge, gebeur daar iets baie spesiaals wat baie van ons mee sukkel. Verkry ons sekerheid in ons eie redding, in ons eie geloof en in Christus. Romeine 8 vers 16 sê hier is 'n belofte. Dit sê die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En hier sit miskien vanoggend mense wat hulle eie redding betwyfel. Hoekom? En die heel eenvoudige antwoord is, want jy is ongehoorsaam teenoor die klein dinge. Jy is ongehoorsaam teenoor die woord van God, so jy sal nie groei in die Gees nie. Jy sal nie groei in die geloof nie, want die geloof kom van die Heilige Gees. Jy sal nie vrug dra nie, want dit is die vrug van die Gees. Jy sal nie gawes hê nie, want dis die gawes van die Gees.
Jy sal nie bid nie, want ons bid in die Gees. Jy sal nie die woord verstaan nie, hoekom? Want ons kort die Gees om die woord te ontleed en te verstaan. En jy sal nie verander nie, want net die Gees kan jou verander. En die is wanneer ons dan, as ons gehoorsaamheid begin toon, teenoor die klein dinge wat elke een van julle ken. Onthou 99,99999% van alle sonde doen jy wetend voordat jy dit doen. Jy het geweet is 'n sonde voordat jy dit gedoen het. Maar as baie min sondes wat ons doen en na die tyd sê ek nie geweet nie. En waarvan getuig dit? Getuig van rebellie teenoor die Vader. Maar hoor wat sê Galasiërs 5 vers 22. Wat gebeur sodra ons begin gehoorsaam wees? Dit sê maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy sal vrug dra. En dit is wat gebeur. Ek weet ons het dink laas jaar of jaar voor dit gepreek oor die vrug in sy totaliteit en gesê dat die vrug is nie 'n boom met klomp vrugte op nie. Dis een vrug, of jy het hom of jy het hom nie. En dan laastens het ons deur die Gees die hoop. Ek sien oor en oor ons gemeentes is gemeentes wat hopeloos is. Ek sien nie meer 'n hoop in die mense se oë nie. Ek sien nie meer 'n opgewondenheid al gaan dit moeilik nie. Want die hoop is nie gebonde aan hierdie tydelike wêreld nie, maar aan die Gees wat in jou woon en die geloof wat gepaard gaan om daarin vas te hou. Maar dan sê die woord vir ons so mooi, vir ons wat weergebore is, vir die skape wat hier is vanoggend, die volgende, dat die Gees jou verseël vir die ewige. Vir die lewe saam met die Vader in sy koninkryk, in sy heiligheid tot in alle ewigheid. En hierdie gebeur, hierdie hoop gaan oor van 'n hoop af na 'n werklikheid, die dag wanneer jy die tydelike tentwoning verlaat vir die ewige gebou by die Vader. Die dag wanneer Christus opstaan en jou kom. Maar mense hou ons nog vas aan dit. En dit is wat Efesiërs 1 vers 13 vir ons sê. Dit sê dit sê in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die Gees is nie net die belofte nie. In die Gees is alle beloftes. En sonder die Gees het jy geen beloftes waaraan jy kan vashou. Mense besef ons wat dit beteken om verseël te wees. Dit beteken jy is 'n koevert wat gestamp is met God se seelring en dat daai seël oopgemaak sal word met Christus se wederkoms. En hy sal jou aanneem as syne. En dit is wat die hoop is. Die hoop is om daarin vas te hou voordat dit gebeur. En ons kort 'n goddelike hoop om aan iets vas te hou wat ons nie kan sien nie. Is dit nie waar nie? Christus sê geseënd is die een wat nie hoef te gesien het nie, maar wat glo. En nie een van ons het gesien nie. Ek weet nie wanneer laas het julle vir Jesus gesien. Nie een van ons het. Nie een van ons het vir God opgesien. Ons het hom gesien werk deur iemand, maar nog nooit in persoon nie. Mense mag ons dan die Here dank vandag en vanoggend en in hierdie week tot voorbereiding van die Paasfees, dat hy sy seun gestuur het om gekruisig te wees vir hierdie Here waaroor ons vanoggend gepraat het. Dat hy mens geword het vir hierdie Here waaroor ons gepraat het. Dat hy sy lewe gegee het vir hierdie Here, dat ons kan leef in sy Gees. Maar dan moet ons tot die konklusie kom en sê, Here, bid, help my om op 'n vernuwe manier te leef in die Gees. Help my al is ek 50, 60, 80, 20 jaar oud, dat ek sal groei in die Gees. Dat ek nie soos 'n dwaas sal rondwal, as 'n bok wat dink hy's gered, maar wat nooit die Here werklik ontvang het. En mag ons dan met vernuwe oë na Christus kyk aan die kruis, Vrydag en dan ook weer Sondag. Amen. Kom ons bid die woord. Vader, sê vir U dankie vir hierdie geleentheid om nie net uit die woord te lees, maar om onsself te herinner en te vernuwe met die waarhede van die beloftes wat ons ontvang het, wat gekonnekteer is, nie net aan Christus se werk aan die kruis nie, maar ook aan die belofte, die geskenk wat aan ons gegee is.
Vader, help ons om meer en op 'n vernuwe, dieper manier te wandel in U Gees. Help ons om te besef dat ons liggame tempels is van U Gees. Dat ons dit moet skoon en heilig hou, vry van sonde, maar dat ons dit alleenlik kan doen as ons gehoorsaam is aan U. Vader, help ons in ons lewens dat die Gees die vlees uit oorweeg en in hierdie geveg wat ons daagliks in is, dat U wil sal geskied. Dat daar gehoorsaamheid sal wees. Maar Vader, help ons om te besef dat in hierdie geveg vind ons groot vreugde, U vreugde. As ons aan U vashou. Vader, lei ons, vernuwe ons en herskep ons. Vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Dankie julle, staan asseblief. Staan dan en ontvang die seën. Onthou hierdie seën is koppel aan die Gees in elke aspek van dit. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie.